Ons lees vandag uit Johannes 16 uit, vers 7 tot 15. Nou ons kom nou hier eintlik in die middel van Jesus wat besig is om te praat en ons sluit eintlik af sonder dat ons nou eintlik by die boodskap van die hele teksvers kom. Maar eintlik hoekom ek hierdie teks gekies het, want dit sê eintlik net genoeg vir ons. So die van julle wat wil saam lees, julle is welkom. Johannes 16 vers 7 tot 15. Kom ons lees saam. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet, en sekere vertalings sê helper, trooster, maar ons glo dis nou die Heilige Gees waarvan Jesus hier praat. So, as ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my glo nie, van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Net tot sover. Ek wil hê, julle moet vir 'n oomblik dink aan 'n dans. Nie 'n solo dans of iemand wat nou staan en te kere gaan nie, maar aan 'n kringdans, 'n sirkeldans. 3 persone wat in harmonie met mekaar beweeg. Hulle hou mekaar se hande vas, hulle gee ruimte vir mekaar. Hulle volg en lei afwisselend. Dis nie 'n kompetisie nie, dis nie 'n vertoning nie. Dis 'n verhouding. Dis 'n ritme van liefde en samehorigheid. Nou dit is hoe die vroeë kerk, dis die beeld wat die vroeë kerk gebruik het om die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees te beskryf. Hulle noem dit parigoresis is die Griekse woord, en dit beteken letterlik deur te dans. Dis hierdie beeld van vloeiende liefde, voortdurende bewegings, hierdie onophoudelike verhoudings. En ek onthou toe ek 'n kind was, en ek het familietroues bygewoon, en dan hou ek so mense dop wat dans, en selfs nou ook as predikant waar ek troues doen ook, daar's altyd hierdie een oom, netjies aangetrek, maar hy kan nie dans nie. Hy dink hy kan. Daar's altyd op 'n punt tannies wat mekaar aan die hand gryp en al lag en draai. En dan's eers by 'n troue, dit gebeur eintlik by elke troue, eers in die loop van die aand, eindig daar 'n groep van 3 of meer, en hulle vorm 'n sirkel op die dansvloer, en hulle dans net lekker saam. En ek het altyd gedink, hierdie, nie perfek nie, maar eg, hierdie spontane beweging, dit vang vir my iets vas van die hart van wie God is. En Richard Rohr sê dat die 3 eenheid is soos 'n goddelike dans. Hierdie beweging van voortdurend gee en ontvang, van liefde wat oor grense gaan. En vanoggend se teksgedeelte Johannes 16, hoe Jesus praat hy op 'n mate van hierdie dans, hierdie gee, stuur, ontvang, verheerlik, hierdie lewende liefde. Dis nie iets wat ons moet verstaan nie, dis iets waaraan ons moet deelneem. So kom ons kyk
met hierdie beeld van dans in gedagte. Kom ons kyk dan nou, hoe werk die drie eenheid deur die lens van Johannes 16? Nou, in hierdie teksgedeelte sien ons 'n baie dinamiese prentjie van hoe die Vader, die Seun en die Gees in verhouding met mekaar is. Die Vader gee alles aan die Seun ontvang en maak dit aan die Gees bekend. Die Gees ontvang dit van die Seun en bring dit nou na ons toe. Dit is hierdie ritme, hierdie dans wat binne in die drie eenheid is. Dis hoe die verhouding lyk. Dis hierdie sirkel van voortdurende beweging. Geen persoon van die drie eenheid hou iets vir homself nie. Daar's geen gierigheid, geen beheptheid met beheer nie. Dis net hierdie selfgewende liefde. En dit is belangrik om op te let dat in die drie eenheid is daar 'n volgorde van liefde, maar daar's nie 'n rangorde van belangrikheid nie. Die Vader gee, die Seun gehoorsaam en die Heilige Gees openbaar, maar nie omdat die een minder waardig is nie. Elkeen eer mekaar. Daar's hierdie respekvolle, vloeiende samewerking en dis waar hierdie simbool vandaan gekom het vanuit die vroeë kerk. Dis perichoresis. Daardie sirkulêre beweging waarin geen persoon sonder die ander een kan werk nie. Dis die drie enige God. Maar baie van ons dink die drie enige konsep is soms 'n bietjie moeilik om te verstaan. Een God, maar drie persone, dalk is dit iets wat net die teoloë, die geleerders kan ontrafel. Vir my leuke brein is dit dalk nie beskore nie. Iemand het eendag vir my gesê, die drie enige verstaan voel eintlik soos 'n baie slegte wiskundige sommetjie. 1 is gelyk aan 3. En hierdie speel in die agtergrond van ons geloof, maar dit speel nooit in die voorgrond van ons ervarings nie, want ons beamoen net, ja, ek glo in God, die enige God, maar ek verstaan dit nooit nie. Maar Johannes 16 kom wys vir ons dat Jesus praat nie in komplekse raaisels as hy praat oor die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Hy praat van iemand wat in verhouding is en vir my en vir jou uitnooi. Die drie eenheid is nie 'n kopkrapper nie. Dis 'n sirkel waaraan ek en jy deel het. Dis nie 'n formule wat ons moet bemeester nie, dis 'n uitnodiging. En Jesus sê in vers 13, wanneer hy kom, wanneer die Gees van waarheid kom, gaan hy ons lei in die waarheid. En wat is daardie waarheid? Dis Jesus wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hierdie waarheid is nie 'n idee nie, dis 'n persoon. En die Gees is nie hier vir my en vir jou, sodat ons net klomp feite moet leer oor wie God is nie. Maar die Gees is hier om vir my en vir jou in verhouding met Jesus te bring. En wanneer ek en jy in verhouding met Jesus is, dan word ons verbind aan die Vader. Want dink daaraan, die Vader gee sy Seun vir die wêreld. Die Seun gee sy lewe vir die wêreld. En die Gees gee die Seun aan ons harte, sodat ek en jy hom kan ken, hom kan lief hê en hom kan volg. Dit is hierdie beweging, dit is die dans. Dit is altyd na buitentoe. Dit is 'n sirkel wat uitbrei, amper soos golwe wat aanhou breek, totdat ons ingesluit is. En Richard Rohr sê, dit is nie, die drie eenheid moet nie iets wees wat ons van verte af beskou, 'n perfekte kring wat maar nou net daar is nie. Maar dit is 'n sirkel van liefde waarin ek en jy deel het. Dit is 'n sirkel waarin ek en jy 'n plek het. En dis hoekom hierdie prentjie van 'n dans so mooi en doeltreffend hier is. Want jy hoef nie eers die stappe te ken nie, jy hoef nie die dans uit jou kop uit te ken nie. Die enigste vereiste is dat jy bereid moet wees om die hand wat uitgereik is na jou toe te vat. En dalk voel jy ver van aan die kantlyne van geloof, of miskien vereenselwig jy daarmee dat jy hierdie konsep van God drie enig nooit regtig verstaan het en jy het gevoel soos, dis te ver bo my begrip, so ek gee nie aandag aan dit nie. Maar die goeie nuus van vanoggend is, ek en jy is nie geroep om alles van God te verstaan nie. Ek en jy is geroep om op God te vertrou.
Jy word nie verplig om alles eers te verstaan nie, jy word uitgenooi om in te tree in hierdie dans, in hierdie verhouding van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die dansvloer is oop. Die musiek speel. Jy is welkom. Al wat jy hoef te doen is jou hande oop te maak. Luister na die ritme van genade. Laat die Gees jou lei. En onthou, drie-eenheid is nie iets wat ons moet ontleed, 'n teorie wat ons moet verstaan nie. Dis God se oop hart. So, as die drie-eenheid nou 'n dans is, as dit nie net 'n waarheid is wat ons in glo nie, maar waarin ons moet leef, hoe lyk dit vir my nie? Julle weet mos, ek hou daarvan om 'n paar praktiese dinge in 'n preek in te werk. Dit kom neer op 3 eenvoudige dinge. Die eerste een, ons moet leer om te luister na die musiek van God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid is soms sag in ons lewe. Dit is nie altyd dramaties en hard nie. Maar dit is daar. Dit is in ons alledaagse, in die stilte, in ons gebede, in ons Bybel lees, in 'n stem van 'n vriend of 'n kind. En die Gees leer ons om God se teenwoordigheid raak te luister. Maar vir my en jou om dit raak te luister in ons lewe, moet ons eers stil word. So ons moet leer om te luister na die musiek van God se teenwoordigheid. Tweede punt. Ons moet ritmies saam met God beweeg. En dis presies wat disippelskap is. Vra nie net altyd van ons om te glo nie, maar om ook te volg. So as God gee, dan moet ons gee. As die Vader dien, of as Jesus dien, dan moet ons dien. As die Gees troos, moet ons ook troos. Om saam met God te beweeg, vra dat ons die ritme van ons lewe sal aanpas by sy ritme. Sy ritme van genade, van liefde, van nederigheid. So ons moet ritmies saam met God beweeg. En nou die laaste ding. Dit vra dat ons ander moet innooi. Hierdie dans is nie net vir uitverkorenes nie. Dis 'n oop sirkel. Dit is altyd oop na buite. En ons elkeen het mense in ons lewens wat dalk voel hulle is nie welkom nie, hulle is nie goed genoeg nie. En hulle moet hoor dat daar plek vir hulle in hierdie sirkel is en die Here kies vir jou om hulle uit te nooi. Om sy liefde vir hulle sigbaar te maak. So om te glo in God drie-enig beteken nie ons moet dit eers reg verstaan nie. Dit beteken nie ons moet al die regte antwoorde hê nie. Dit beteken nie ons moet al die tekste uit ons kop uit ken nie. Dit beteken nie ons moet 'n mooi geformuleerde gebed hê wat baie mooi klink nie. Dit beteken dat ons eerder op 'n plek in ons lewe kom wat ons kan sê, Here, ek weet nie alles nie, maar al dit wat ek weet, ek vertrou op U. Dis om jouself toe te laat om vasgehou te word, om nie meer alles self te beheer nie, maar om te ontdek, ek word gedra. Dis om op te hou om jouself die middelpunt van jou eie geloof te maak. Dis om op te hou om te weeg en te meet, doen ek genoeg, glo ek genoeg en verstaan ek genoeg. Maar is om eerder jouself te plaas in iets groter as jouself. Hierdie ritme van liefde wat al eeue lank tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees is. Dit is nie 'n formule nie. Dit is nie 'n eksamen wat ons moet aflê nie. Dit is 'n eenvoudige Vader wat gee, 'n Seun wat vir ons kom wys hoe lyk hierdie liefde. In vlees en bloed, arms uitgestrek op die kruis. En 'n Gees wat elke dag in ons oor fluister, jy is nie alleen nie, jy is deel, jy is geliefd. God nooi ons nie na iets moeiliks toe nie. Hy nooi ons na homself. En jy hoef dit nie eers te verstaan om uitgenooi te wees nie. Jy hoef nie eers die dans te ken om te kan dans nie. Jy moet net gehoor gee aan hierdie ritme van genade. Dis nie 'n vertoning nie, dis nie 'n toets nie, dis 'n verhouding. Dis 'n uitnodiging wat sê, kom dans.
Al is jy die oom wat dink hy kan dans, maar hy kan nie. Dis okay. Kom dans saam. En ons het vanoggend eintlik hierdie ideale geleentheid om iets van hierdie dans te sien, en dit is by die doop van Baba Laudu. En ek wil vir Michael en vir Renalta vorentoe nooi om hier by my te kom staan. Daar kan julle sien vir ou klein, kyk hy oogies. As hy kom staan hierso. Nou, ek weet nie of julle groot dansers is nie. Ek is ongelukkig daai oom by die troues wat dink ons kan dans, maar ek kan nie. So ek sit maar eerder. Maar dis vir my so 'n mooi beeld. En dis eintlik presies ook wat hier gebeur. Dis God wat sê vir Laudu, ek kom eers na jou toe. Dis Jesus wat vir hom sê, ek het gesterf vir jou. En dis die Gees wat sê, ek sal elke dag saam met jou stap en jou lei. Dit is hierdie konstante bewuswording van die Gees. En Laudu mag dalk vanoggend hierdie woorde glad nie verstaan nie, maar God verstaan vir hom. En God nooi hom uit om deel te word van hierdie dans. So al moet julle vanmiddag lekker gaan staan en dans met hom, is dit ook okay. Maar hy word uitgenooi en dit is wat vandag hier by hierdie doop gaan gebeur. Is hy word deel van God se verbond. Soos ek vir julle gesê het, dit gaan nie vanoggend oor julle geloof nie, dit gaan nie oor sy geloof nie. Vanoggend is hierdie oomblik waar God sê, hier's my hand. En is reg hier, en ek bly hier totdat hy reg is om dit te vat. Okay, so, ons gaan nou vir oupa Michael vra, om vir Laudu vir ons in te bring. Hier op Vadersdag, julle, hoe spesiaal is hierdie nie? Oei. Ja, sy, uitgevat, mooi pakkie. Oei, jene, hy bly vir ons vir my. Nou julle, oor Laudu nou klein is en nie weet eintlik wat in hierdie oomblik gebeur nie, tree julle nou vanoggend vir hom in. En daarvoor moet ek dan nou vir julle 4 vrae vra. Wat julle manier is, deurdat as julle ja daarop antwoord, is dit julle manier om te sê, Here, ons neem hierdie plig op ons. So die vraag is, en ek sal dit vir julle lees en dan kan julle daarna sê, aanvaar julle God se belofte dat God vir Laudu by die doop op die naam roep, sy eiendom maak en dat God homself verbind om lewenslank 'n God vir hom te wees. Beloof julle om hom te leer van God drie-enig, soos wat ons nou vandag vier, die Vader se liefde, Christus se verlossing en die Heilige Gees se troos. Verbind julle gesin aan die Bybel, die verhaal van God wat op pad is met die mensdom en die wêreld en die verhaal waarin julle gesin deel het. En laastens, verbind julle gesin aan die kerk, die gemeenskap waarbinne die Heilige Gees ons inoefen in 'n lewe van geloof, 'n lewe onder die heerskappy van Jesus en 'n lewe in diens van God in hierdie nuwe wêreld. Wat is julle antwoord? Ja. As sy. Nou, ek het gehoor hier's baie mense wat vandag kom vir hierdie doop. Nou, waar is almal? Staan julle gou wat hier is vir vanoggend se doop? Is julle staan gou? Woe! Okay. En in die babakamer, as sy. Nou, Laudu gaan op 'n manier met julle ook te doen kry. Of dit nou is by 'n familiekuier, of dit nou is op Kersfees, waar ook al. Julle is ook 'n voorbeeld van geloof vir hom. So in 'n manier moet julle ook vandag verantwoordelikheid vat. Sal julle vir Laudu, of beloof julle om vir hom 'n goeie voorbeeld te wees van liefde, van trou en van geloof? Wat is julle antwoord? Kan nie regtig hoor nie. Sy, okay, dankie, julle kan maar sit. Gemeente, julle weet ook nou al dat ons ook altyd vir julle vra, want deel van 'n doop is dat wie ook al gedoop word, deel van ons geloofsgemeenskap raak. So gemeente, beloof julle ook om vir hierdie gesin aan te hou bid, maar dat julle ook 'n voorbeeld sal wees
Want hy gaan julle sien in die wêreld daar buite. En dit is die nodigste waar ons 'n voorbeeld moet wees. So, gemeente, wat is julle antwoord? Ja. Asai, julle raak al hoe harder, ek is trots op julle. Okay. Kom, staan nader. Wil jy die water voel? Nee, okay. Laudu, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vir julle as ouers geleentheid gee, waar julle ook vir hom kan salf. Dis hy. Is 'n tyd besigheid. Nou, vanoggend wil ons vir Eileen vra, kerkraadslid, om vir julle die kersie en die doopseël te oorhandig. Mag julle hierdie kersie gereeld aansteek op hierdie datum. En mag julle die seël hou as 'n belofte van hierdie dag. Dan is dit jou suster. Ja. Michael se suster Michaela wil vanoggend, is dit 'n gebed? Sy wil ietsie sê. Waar is jy? Hasai. Ek het vir jou 'n mikrofoon. Jy kom staan hier bo. Die vloer is joune. Jy's ook die Pietma, nê? Nee, Hasai. Een van jene is dit. Okay, goeiemôre almal. Vandag is 'n baie spesiale dag vir ons almal, omdat ons vandag vir Laudu aan die Here kan toewy. Ek wil graag hierdie vers oor sy lewe uitspreek. Die Here jou God is by jou, 'n held wat jou red. Hy juig oor jou met blydskap. Hy sal stil wees in sy liefde. Hy sal oor jou jubel met 'n loflied. Sefanja 3 vers 17. Laudu, mag jy van kleins af weet dat God jou held is. Dat hy jou beskerm, liefhet en oor jou jubel. Jy is so kosbaar en spesiaal vir hom en vir ons. Renata en Michael, julle is ongelooflike ouers en vandag wil ons julle eer vir die besluit wat julle neem. Mag God aanhou om julle te lei om vir Laudu groot te maak as 'n sterk en gelukkige kind wat sy plek in God se koninkryk ken. Laudu, jy is so geliefd, geseën en bestem vir groot dinge. Ons is so lief vir jou en opgewonde om te sien wat jy gaan doen in God se koninkryk. So, dit klink vir my asof Laudu 'n groot sirkel het wat vir hom baie lief is en dis baie spesiaal, so koester dit.